Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons weer kan saam wees en die gebed van my hart is dat die Here vir my met wysheid sal bekragtig om u uit die Bybel te begelei, sodat u werklik vrede en rus in die Here kan vind. Die wonderlike Psalm 23 sê juis dat die Here wil ons lei na waters waar rus is. Ons lees daarom Matteus 11 vers 28, die Here sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. U sien die groot doel van die evangelie is dat God ons rus sal gee, rus van ons sonde, rus van ons gewete wat ons aanhoudend aankla, rus van hierdie wroging in my siel oor al die ongeregtighede wat ek gepleeg het teenoor God en teenoor mense, om hierdie genade aan my te kom openbaar en te bewys dat my sonde vergewe is, dat ek deur Christus vrygespreek is en dat ek nou saam met God deur die krag van die Heilige Gees in 'n nuwe lewe kan wandel. En daarom is daar sekere dinge wat ons moet aanspreek en sekere sake wat ons onder die aandag moet bring. En een van die vrae wat gekom het is die gedagte, kan mense vloeke en bindings oor my lewe spreek of plaas? En ek het vir u al reeds gesê dat daar is een wat hierdie aarde vervloek het, dit is God, en dat ons dan ook kan vrykom van hierdie vloek deurdat ons uit genade gered word. Nou, ons het al reeds daaroor gepraat. Vanmôre dan die derde gedagte rondom hierdie tema, kan mense vloeke en bindings oor my lewe spreek, is die vraag wat gevra word, is ons dan nie verantwoordelik vir die sonde wat my ouers of voorouers of landsgenote gedoen het nie? Is daar nie 'n vloek op my huis en op my kinders vir dit wat my ouers, voorouers en hulle landgenote gedoen het nie? Dan verwys hulle na goed soos waar hulle miskien teenoor 'n bepaalde bevolkingsgroep oortree het, of waar hulle miskien glasie gespeel het, of waar hulle miskien met die okkulte te doen gekry het. Sal dit nie 'n binding op my huis plaas nie? En nou kan ek vir u net begelei uit die woord van die Here. Eksodus 20 vers 5. Daar staan, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Dit is nou die gesneede beelde, die afgode. Hy sê, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek, hoor nou, aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. So die Bybel is prakties. As my pa 'n alkoholist was, of my pa was met die okkulte besig, en ek raak met die okkulte besig, of ek is 'n alkoholist, en ek sit hierdie sonde van my pa en maar net voort. Vriende, dan kan ek ly daaronder. Dit is mos nou ononderhandelbaar. As ek die sonde van my ouers bly doen en my voorouers bly doen, en ek bly in hierdie boosheid voortlewe, gaan ek definitief die pak kry daarvoor. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat God besoek hierdie ongeregtighede aan die derde en vierde geslag van die wat my haat. Want in die volk Israel was dit so. Daar was van hierdie mense wat sonde gedoen het, en hulle kinders het sonde gedoen, en hulle kinders se kinders het sonde gedoen, en hulle kinders se kinders het afgode gedien en gehoreer, en hulle self vergryp aan die drankgod en allerhande boosheid. En die Here sê, aan die ander kant, bewys ek barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Daar was baie van die ouers wat hierdie boosheid gedoen het, die kinders kom tot bekering, en hulle kinders het tot bekering gekom, en hulle geslagte vorentoe het God verheerlik, en daar was geen effek op hulle huis of op hulle lewe van die sonde wat hulle ouers gedoen het. Verstaan u die gedagte? Die Here sê, hy besoek die sonde as ons hierdie sonde aanhou doen, wat my ouers en hulle voorouers gedoen het. Dit beteken nie, as 'n binding oor my lewe nie, ek word 'n sondaar gebore, en as ek aan sondige goed blootgestel word, en ek begin hierdie sonde doen, het dit 'n effek op my lewe, en op my kinders se lewe, en op die geslagte wat kom. Jeremia 32 vers 18 sê, u wat guns bewys aan duisende, en die ongeregtigheid van die vaders vergeld in die skoot van hulle kinders na hulle, die groote, die geweldige God, wie se naam is Here van die leerskare, groot van raad en magtig van daad, wie sy oë oop is oor al die weë van die mensekinders, om aan elkeen te gee volgens sy weë en die vrug van sy handelinge. Weereens, die Here maak dit persoonlik. Ja, dit is so dat kinders in bepaalde huise gebore word. Vriende, my vrou was in 'n alkoholiste huis gebore. 'n Man wat hom vergryp het aan drank, 'n wreedaard. 'n Man wat ek nie oor wil praat vanmôre nie. Maar sy is nie so nie. Sy het nie so gelewe. Die dank God het tot bekering gekom. Ons lees van mense wat groot geword het in huise waar pornografie boetoon gevoer het, waar die pa oneerlik was, 'n skelm was, waarvan hulle ouers in die tronk beland het oor 'n oneerlikheid, en vandag dien hulle die Here, van hulle is in die bediening, van hulle volg die Here met 'n onverdeelde hart. Waarom? Om aan elkeen te gee volgens sy weë. So met ander woorde, ons hoef nie 'n guru te kry om die vloek te breek oor my lewe nie. Ek kan in eenvoud na Christus gaan, my sonde bely, en ek kan barmhartigheid by die Here vind. Vriende, as mense voortgaan om te sondig,
dan sal hierdie sonde ook hulle lewe beïnvloed. En daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, moet ons bekeer tot die Here. Hoor hoe pragtig stel Deuteronomium 7 vers 9 en 10 dit. Daar staan, jy moet dan weet dat die Here jou God is, die getroue God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet, en sy gebooie onderhou, in 1000 geslagte, vers 10. Maar aan die wat hom haat, aan elkeen persoonlik, vergeld hy dit, om hom te vernietig. Hy sal met sy hater nie versuim nie, hom persoonlik sal hy dit vergelde. Esegiel 18 vers 20. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. Vriende, die Bybel is baie duidelik daaroor. Galasiërs 6 vers 5, want elkeen sal sy eie pak dra. Nou is die vraag vir ons, kan 'n kind van die Here, 'n weergeborene, weer met die duiwel besete raak, of kan die duiwel hom beset, of kan daar bindings oor sy lewe kom, en al die goed wat mense vandag vir jou wil leer. Mense soos Peter Wagner en van hierdie ander mense wat sê dat hierdie bindings oor jou lewe kan kom. Ek wil vir u sê, die Bybel is baie duidelik daaroor, as die Here jou vrygemaak het, is jy vir tyd en vir ewig waarlik vry. Dit beteken nie dat jy nooit weer sal sondig nie. Partykeer kom daar sonde in ons lewe, maar sonde is nie bindings nie. Die Here sê die sonde sal nie oor ons heerskap uitvoer nie. Kom ek lees vir u wat sê die Bybel. Die Here praat in Matteus 12:43 en hulle gebruik hierdie vers van die onreine gees wat uit die mens uitgegaan het en hy deur waterlose plekke gegaan en hy het rus gesoek, en dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom by hierdie huis en hy vind dit leeg en uitgeveeg en versierd. Dit verwys nou na die menslike hart. Hierdie bose gees het uitgegaan en hy het oor waterlose plekke gesweef en hy gaan terug na hierdie persoon toe en hy sien dat hierdie hart leeg, uitgevee en versier is. Dan gaan hy, die Here gebruik maar net hierdie as 'n praktiese illustrasie, dan gaan hierdie bose gees en hy neem 7 ander geeste slegter as hy self. En hulle kom en woon daar, en die laaste van daardie mens word erger as die eerste. So sal dit ook wees met hierdie bose geslag. Vriende, wat wil die Bybel vir ons kom leer hierso? Is eenvoudig dat 'n kind van die Here se lewe na redding nie leeg is nie. Want die Bybel sê die Heilige Gees kom woon in die hart van die kind van die Here. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Romeine 8 vers 9. So 'n kind van die Here, wanneer die Here sy siel red, wanneer die Here hom oorbring van die koninkryk van die duisternis na die koninkryk van die lig, uit die mag van die Satan na God se heerlikheid, dan kom woon die Gees permanent vir tyd en ewigheid in daardie persoon se lewe. Romeine 8 vers 14, almal wat deur die Gees gelei word, die is kinders van God. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En daarom is die belangrikheid dat ons sal sien, 'n kind van die Here kan nooit weer met die vyand of met die bose beset word nie. Waarom nie? Want ons is vir tyd en vir ewig God se kinders. Nou wat van daardie gevalle wat u miskien weet van 'n man of 'n vrou wat miskien op 'n stadium 'n oorgawe gemaak het, hulle het 'n paar maande kerk toe gegaan en vandag kyk jy na hulle, dit is miskien jou bure, miskien familie, miskien vriende. Vandag verloon hulle die Here, hulle glo nie meer aan God nie, hulle glo nie in Christus nie. Hulle vloek, hulle skel, hulle drink, hulle dans, hulle gebruik dwelms, hulle gaan te kere. Nou sê jy miskien vir jouself, maar kyk, daar's 'n praktiese voorbeeld. Luister, daardie mense was nog nooit by die Here nie. Jy moet onthou, Christendom is nie 'n tydelike vertoon vir 'n maand of 6 maande nie. Die Here sê die wat hy gered het, dit het hy ook veilig by sy heerlikheid aangebring. Die Here praat asof ons al reeds veilig in sy hemel is. Daarom, 'n kind van die Here is iemand wat volhard tot die einde toe. Ek sal 'n bietjie een of ander tyd 'n boodskap opneem oor die feit, kan 'n kind van die Here weer verlore gaan? Die antwoord is 1000 maal nee, want ek red myself nie. God kom red my, hy vergewe my sonde, hy gee sy gees aan my wat my verseël, hy hou my in stand, deur sy woord werk hy die goeie in my lewe sal bly groei na gelykvormigheid aan die beeld van die Here Jesus. Daarom kan die duiwel geen houvas op 'n kind van die Here kry nie. En die praktiese voorbeeld daarvan is die man Petrus en die man Judas. Petrus, kind van die Here, verloon Jesus. Jy onthou hoe Petrus hom 3 maal verloon het in die handkraai en Petrus het bitterlik geween.
Judas aan die ander kant verraai die Here en hy gaan pleeg selfmoord. Waarom? Want die een het die Here geken en die ander een het die Here nie geken nie. En daarom sien ons die een het vergifnis gekry van sy sonde, die ander een het homself doodgemaak. En dis die baie duidelike lyn wat ons kan trek. So die vraag vanmôre is, kan mense vloeke en bindings oor my lewe spreek? Absoluut 1000-maal nee. Die sonde van my pa en my oupa en my oeroupa en dit wat hulle gedoen het, kan dit my bind en kan dit my lewe verongeluk? Nee. Tensy jy aangaan met hierdie sonde. So met ander woorde, as jou oupa en soos ek al reeds verduidelik het, al hierdie boosheid gedoen het en jy bly voortgaan met hierdie boosheid, gaan dit definitief jou lewe beïnvloed. Maar daar is legio gevalle waar mense net tot bekering gekom het en hulle lewe is vry. Jy het nie nodig dat iemand jou moet bevry, of iemand jou huis moet kom salf, of iemand jou poorte moet kom salf, of een of ander ding moet kom doen nie. Die Here sê, as Christus jou vry gemaak het, dan is jy waarlik vry vir tyd en vir ewigheid. So bloedlynvloeke en al hierdie bindings oor my lewe en mense wat vir my sê, luister, jy sal nooit weer 'n gesonde dag in jou lewe hê nie, of hoor, hierdie boosheid gaan deel van jou huis wees. Vriende, ek lag vir hulle, want ek behoort aan die Here Jesus Christus en die vyand het geen houvas op my lewe nie. En luister, as geen ander mens wat jou kan vrymaak, behalwe die Here Jesus Christus nie. Geen olie waarmee jy gesalf word nie, geen uitroepe en sekere krete wat hulle skree, wat die vyand uit jou lewe moet kry nie. Vergeet van al hierdie dwaalsterre en hierdie boosheid. Die Bybel sê, as die Here ons vrymaak, is ons waarlik vry. Dink maar net aan die besetene van Gadara. Toe hy by Jesus kom, sê die Bybel vir ons, Jesus het vir daardie bose magte gesê, gaan uit hom uit. En hy het gaan sit aan die voete van die Here Jesus. Daar was geen ritueel nie, daar was geen kamp van toe hy moes gegaan het nie, daar was geen, toe hy die Here Jesus ontmoet, toe hy vry vir tyd en ewigheid. Daarom wees verseker dat die wonderlike evangelie van die Here Jesus is. Ons almal is sondaars, ons almal is onder God se vloek, ons almal, vriende, is op pad na God se oordeel toe, maar dank God, Jesus het gesterwe, en hy nooi ons en hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee. As jy jou sonde bely, is getrou en regverdig, om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Elke mens gaan sy eie pak dra. Die pa gaan nie vir die seun verantwoording doen nie, en die seun gaan nie vir die pa doen nie. Ons gaan nie een vir die ander se sonde ly nie. Ons gaan vir onsself rekenskap gee. Daarom maak jou klaar om God te ontmoet. Baie seën vir die groete, mooi naweek verder te dra.